Welkom terug. Nou, ons gesels met professor Theo Venter, politieke ontleder en DA burgemeesterskandidaat by die JB Marks munisipaliteit, juis oor veeskutte en rondloper diere. Goeiemôre prof. Goeiemôre. Baie dankie dat jy vanoggend by ons aansluit dat ons juis praat oor hierdie veeskutte. Hoekom is veeskutte so belangrik, veral in die landelike dele wat ons soms miskyk, en wat is die rol dan van 'n skutmeester? Ja, dis 'n interessante verskynsel. Vriend en kollega van my, Hans-Juri Moelman, het meer die regsaspekte gehanteer in 'n artikeltjie wat verskyn het, maar dit het gebeur terwyl ek besig was om veldtogwerk te doen in Potch, toe ek op 'n klomp kommunale beeste afkom, en ek het toe na die beeswagter gestap en gevra, nou, hoe werk dit? Want twee goed het my opgeval. Die een is dat die beeste loop in die hele plek vol op die pad wat inkom in Potchefstroom van Ventersdorp se kant af. Dis 'n onveilige situasie vir groot motors en karre wat daar ry op 'n besige tyd van die dag. En die tweede plek was met een man wat as beeswagter werk, te min beheer of kontrole oor die beeste, en dit het my toe laat navraag doen oor wat presies is die stand van sake, en dit is wat uitgekom het. Nou, die skut en die skutmeester is 'n baie belangrike gedeelte en 'n verantwoordelikheid van plaaslike owerhede. Maar baie plaaslike owerhede het een van twee dinge gedoen. Hulle het of heeltemal laat verval, of hulle het dit uitgekontrakteer aan een of ander nie-regeringsorganisasie om dit namens hulle te doen. Maar dit is kompleks. Ek weet van 'n skut wat funksioneer in Lichtenburg. Jy weet, Lichtenburg, die Tsobotla, word baie keer gekritiseer daarvoor dat die stadsraad nie funksioneer nie, maar tog het hulle 'n funksionerende skut. Maar daar kom ook provinsiale wetgewing en reëls bymekaar, en dit word moeilik. En om vir jou te wys hoe kompleks dit is, veral in die kleiner dorpe. Baie mense sou dit al gesien het, en ek dink ons landbouprodusente is gewoond daaraan, dat in die kleiner dorpe is daar verskeie veetroppe wat aan die gemeenskappe behoort, en wat basies los rondloop, baie keer op die meentgronde van dorpe, of sommer net op oop stukke grond, en in die back and claw krisis waarin ons verkeer, is dit een van die goed wat ek dink 'n mens aan aandag sal moet gee. 'n bekende in landboukringe, Nick Serfontein, sê vir my dat volgens sy berekening moet ongeveer die helfte van 'n veekudde van omtrent 14 miljoen, 'n nasionale veekudde, moet ongeveer die helfte daarvan kommunaal wees. Dit is natuurlik 'n area, as 'n mens nou die media volg, waar die back and claw proses tans ook op gefokus is, want die beeste is nie noodwendig in krale nie, en hulle toesig is baie keer 'n probleem. So ek dink die skut se rol is daarin, as beeste hulle self op 'n verkeerde plek bevind, of as dit nie noodwendig binne wetgewing is nie, is dit die plek waar vee gehou moet word totdat dit uitgeken kan word, of totdat daar 'n boete betaal word, of wat ook al. Maar hierdie proses het stadig maar seker in die meeste dorpies in duie gestort en gebeur nie meer nie. Prof, as Jan Alleman nou verby so troppe beeste ry of diere ry, wat doen ek? Moet ek dit aanmeld? Verstaan, want jy het nou genoem, dit is 'n gevaar, dit is ook 'n gevaar vir back and claw hier wat ons nie onder beheer kry nie. Maar wat doen ek as gewone mens wat nou verby hierdie trop beeste ry? Wel, ek sou sê, die eerste plek, ry versigtig, want ek het al 2 keer in so 'n trop beeste ingery, terwyl hulle aangejaag is op van die paaie rondom Potch, en dit is maar 'n gevaar in die eerste plek, so wees versigtig. In die tweede plek weet ek nie eintlik nie. As jy goeie verhouding het met die verkeersmense, dink ek is die plek waar jy dit na verwys en vir hulle vra
om toesig te hou of beheer te hou, maar as jy wil gaan en self die diere wil laat skud of wat ook al, dink ek gaan jy meer konflik veroorsaak as wat jy enigiets gaan oplos. Ek dink dis 'n probleem wat nasionaal gehanteer moet word as deel van die opbou van stadsrade. 'n Groot deel van wat ons sien, en ek kan my eintlik net uitspreek oor Noordwes en meer spesifiek die JB Marcus munisipaliteit waarin ek myself bevind, dis iets wat van die grond af opgebou moet word en wat gedoen moet word in gesprek met belange en belangegroepe. Dis nie iets wat eensydig van een kant af opgelos kan word nie, as jy volhoubaarheid in die proses wil inbou. Ja, verseker. En dis altyd wat ons soek oplossings. Ons gaan juist bietjie meer praat oor daai oplossings en die wet verder, want dit gebeur net hierna. Nou eers tyd vir 'n groot plaaskalender. Welkom terug by Groot Plaas. Ons gesels nou verder met professor Theo Venter en ons praat vanoggend oor skutte en rondloperdiere en die belangrikheid van skutte wat ons dalk soms miskyk. Prof, waar lê die verantwoordelikheid? Is dit by die plaaslike of nasionale regering? Die grondwet beskryf dit as een van die vereistes, een van die faktore of een van die instellings wat 'n plaaslike owerheid moet vestig en wat hy in stand moet hou. Nou, as 'n mens histories kyk, was dit 'n baie duidelike deel van wat in plaaslike regerings gebeur het, maar oor tyd het dit al hoe moeiliker geraak om dit in eerste plek te finansier, te bekostig, en dan is hier ook 'n wetlike aspek. Diere wat waarskynlik onder die indruk is dat dit dalk gesteel kan wees, of dat daar twyfel is met eienaarskap, word gewoonlik met die skut aangehou totdat daar uitsluitsel gekry kan word. Maar ek dink soos wat vermoë en kapasiteit afgeneem het, en soos wat die hoeveelheid vee wat rondom dorpe begin aanhou word, is dit het dit net eenvoudig te moeilik geword. Ek het nou die dag gery tussen Potchefstroom en Orkney, en ek het 4 verskillende sulke beestroppe waargeneem wat in alle waarskynlikheid aan verskillende gemeenskappe behoort en wat vrylik op myngronde en dies meer wy. So ek dink die probleem het groter geword, en ek weet dat toe ek in 'n vorige era die raadgewer was van die fisiekanselier, professor Dan Gwadi, hy is intussen tragies oorlede, maar ons het toe gekyk daarna om die dieregesondheidsopleiding wat op die Mafeking kampus gegee word van die Noordwes Universiteit, dat ons van die studente gebruik en in gemeenskappe plaas, dat ons die beestroppe in 'n sekere sin 'n klein bietjie veredel. Met ander woorde, mens kyk of jy beter genetika daar kan inplaas, want een van die kenmerke van die beeste is, dit is 'n mengelmoes van verskillende rasse wat gewoonlik saamgevoer word. En as 'n mens konstruktief wil wees, kyk of jy iets daaraan kan doen, en as jy dit kan verbeter, die DNA, kyk ook na verskillende siektes. Dis nou lank voor back and claw 'n probleem geword het soos wat ons nou het. En ek dink nog steeds, dis 'n projek waaraan daar aandag gegee kan word oor hoe mens betrokke kan raak, want van hierdie beeste word ook bemark. Maar die bemarkingsproses daarvan is 'n baie informele
proses. Baie min van hierdie kombinale beeste kom ooit op markte uit. Dit word maar uit die hand uit verkoop vir verskillende kombinale en gemeenskapsbehoeftes. So dis eintlik 'n klein ekonomie wat 'n mens 'n baie dieper studie moet doen om uiteindelik te besluit hoe gaan jy dit doen en waarmee gaan dit plaasvind en hoe jy dit gaan bestuur as jy soos wat ons tans beoog om die diensbaarheid en die funksionaliteit van plaaslike regerings weer op 'n hoër vlak te kry. Jy noem ook nou baie gemeenskappe en klein ekonomie op sy eie. En ek veronderstel mens moet dan regtig saam met die gemeenskap werk. Hierdie is nie 'n klomp reëls en wette wat mens kan afdwing op 'n gemeenskap nie. Mens moet eerstens, neem ek aan, daai gemeenskap verstaan en hoe hulle ook, ek wil sê, operate en voordat jy enige reëls en wette kan afdwing. Ja, daar's 'n paar baie goeie voorbeelde. Baie jare terug, toe ek nog 'n student was, het destydse minister van vervoer, wat voor dit minister van landbou was, minister Hendrik Schoeman, het hy sy hande in die lug gegooi en gesê hy kan nou nie meer die taxi-bedryf reguleer nie. Hy gaan dit nou dereguleer. En ons het gesien waarheen die taxi-bedryf oor die laaste 40, 50 jaar ontwikkel het, dat dit eintlik 'n bedryf heeltemal op sy eie is met net ongelooflike syfers as jy kyk na die aantal mense wat vervoer word en die ekonomie daar rondom. En daar's 'n hele paar sulke goed wat in Suid-Afrika ontwikkel het, eintlik bo en behalwe wat regerings doen. En baie keer ontwikkel dit as gevolg van die gebrek aan regering. En ek dink hierdie is een van daai probleme en ek kan aan 'n hele klomp ander ding wat as jy net gaan inspring en jy gaan oornag probeer om dinge te verander, gaan jy meer konflik skep en meer moeilikheid skep as wat jy tans het. Dit is 'n oplossing en 'n oplossingsgedrewe probleem wat in oorleg met gemeenskappe gedoen moet word. Prof, so as jy nou moet begin om daai probleem op te los, waar sou jy dan begin het eerste stap? Wel, ek sou as laaghangende vrugte, sou ek in die eerste plek kyk of ons met plaaslike regering se plaaslike ekonomiese ontwikkelingsprogramme, kyk of jy nie op een of ander manier elementêre kampe kan span en waar jy die diere 'n bietjie meer onder beheer kan hou, of dalk naby townships of naby woonbuurte of wat ook al, om so klein bietjie meer beheer en veiligheid te kry. En dat jy dan plaaslike gemeenskappe gebruik om van die werk te doen. So daar is ook werkskepende elemente daaraan. En dit is 'n kreatiewe manier wat 'n mens moet soek om meer en meer werk te skep. Daar sou ek begin. En dan in die tweede plek sou ek die staatsveeartse, en ek weet hulle tans baie besig, maar ook net kry om die kuddes te ondersoek en te kyk of daar nie onderliggende probleme is nie, want die beeskuddes, omdat hulle nie noodwendig in krale gehou word nie en nie noodwendig binne sekere omheinings gehou word nie, het die potensiaal om siektes te versprei. So ek dink 'n mens moet daar begin en dan met die gemeenskappe saamwerk oor as daar dan meentgronde beskikbaar is in plaaslike regerings, op watter manier kan 'n mens dit beskikbaar stel op 'n gereguleerde wyse. Tans is dit ongereguleerd. Baie belangrike daai en dankie vir daai paar voorbeelde van oplossings wat daar wel is. Vir enige probleem is daar altyd 'n oplossing. Prof, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. My plesier, dankie. Dit is dan professor Theo Venter wat kom praat oor veeskutte en die belangrikheid daaroor. Môre kuier ons weer saam.